Grote Vader, wat 'n voorreg om saam te kan wees in vryheid, om u woord te bestudeer, om te wag op u Gees, om ons te bedien, om ons te leer, aangaande u weë in alle waarheid. Help ons, gee ons 'n dierbare Gees, open ons verstand en vernuwe ons denke in Yahshua. Sodat u, wat ons Rabbi is, Yahshua, u wat ons leermeester is, onsself kan kom leer. Ek is net 'n spreekbuis vandag in u hand. Leer my ook in die proses. Openbaar u self aan ons. Baie keer is daar dinge wat ons nie verstaan nie, of daar's emosionele dinge in ons verstand wat ons blok om dinge te sien en te verstaan. Ons vra dat u Gees ons self bedien. Ons onderwerp ons aan u autoriteit en u gesag. Daarom vra ons, bedien ons in u weë, Vader, in Yahshua se naam bid ons dit. Amen. Abraham, die vader van die verbond. Ek dink is die 4de gedeelte, of dalk 5de, wat ons nou gesels oor Abraham, en ons kyk tans na die verhouding wat mense in die woord gehad het met God. En wat ons daaruit kan leer. Want hulle was maar mense soos ons. Ook foute gehad, ook sonde gedoen, ook ongeloof gehad. Meeste van hulle het egter volhard ingeloof. Hulle het goed geëindig. As party wat van die begin af sleg was, en sleg eindig ook. So daarom kyk ons na die woord, en ons het gesien hoe Abraham gegroei het in geloof. Soos ek en jy kan groei in geloof. Nou kyk ons na, op 'n stadium in die wandel, wat Abraham met Jahwe gehad het, word daar nou 'n verbond met hom gesluit. Kom ons kyk bietjie daarna vandag. Genesis 17 vers 1. Toe Abraham 99 jaar oud was, het Jahwe aan Abraham verskyn en vir hom gesê. Goed, 75 toe trek hy uit, so 99 gee ons 24 jaar. 24 jaar wandel hy saam Jahwe. Vir 24 jaar gaan hy deur toetse, gaan hy deur moeilike tye, gaan hy deur hongersnood, gaan hy deur dinge waar anders sy vrou wil vat. En so gaan hy aan, en hy word geseën deur Vader in alles wat hy doen. 24 jaar gelede is daar al vir hom gesê, ek gaan jou groot nageslag maak. 24 jaar is daar geen kind. Of was daar? Daar was, 13 jaar voor dit is Ismael gebore. Maar hy stap en Vader kom na hom toe, hy verskyn. Dit beteken hy het gesien, uit 'n beeld gehad. En sê vir hom, ek is God die Almagtige. Ek is Yahweh Al-Shaddai. Later lees ons in die verhaal van Moshe, in die brandende bos praat Yahweh met Moshe, en hy sê vir hom, Abraham het my geken as Al-Shaddai. Julle gaan my ken as Yahweh. 'n ander karaktertrek. Hy het Yahweh nie geken soos ek en jy hom ken. Ons ken Yahweh meer as wat Abraham hom geken het. Daar's 'n aspek van die godheid wat aan Abraham geopenbaar is. Dit het hy geken. So ek en jy het 'n groter verhouding met Yahweh as Abraham. Die vermoë om 'n groter verhouding. Goed. Ek is God die Almagtige, wandel voor my aangesig, wees by my, nader my, gesels met my, dan sal jy opreg wees. 'n Voorwaarde. Julle, daar's altyd 'n voorwaarde. Daar's niks wat net in die Bybel gebeur. Niks. Altyd 'n voorwaarde. Want dis 'n verhouding. Wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. As jy nie voor my aangesig wandel nie, sal jy nie opreg wees nie. En dis vir ons almal die saak. Raha is die woordjie literally of figuratively. Met ander woorde, hy het hom in die gees gesien of hy was fisies daar. Die weet ons nie, maar hy het 'n visioen gehad, hy het met sy oë Jahwe gesien. Genesis 17 vers 2. Ek wil my verbond sluit tussen my en jou.
en jou buitengewoon verneder. Hier kom dit weer. 24 jaar terug is dit ook vir Abraham gesê, en along the line, toe kom maar een seun by Hagar. Hier kom Jahwe en hy praat weer met hom. Hy sê vir hom, man, ek wil 'n verbond met jou sluit. Wat gaan ek en jy dalk sê na 24 jaar? Is okay, ek het klaar kind. Ek is fine, dankie. Vader is nie haastig om sy kant van 'n verbond te vervul. Glad nie haastig. Ons is die wat haastig is. Toe val Abraham op sy aangesig en Elohim het met hom gespreek en gesê, wat my aangaan, die kant van my af, my saak, ek weet hoe jy voel. My kant van die saak. My verbond is met jou. En jy sal 'n vader van menigte nasies word. Ons het laas keer het ons gesien dat die belofte was menigte mense sal uit jou kom. Nou sien ons nasies, dis na Ismael op die prentjie gekom. Toe verander dit na nasies. Daarom sal hulle jou nie meer Abraham noem nie, maar jou naam, sy karakter en sy autoriteit verander. Maar jou naam sal wees Abraham, want ek sal jou 'n vader van 'n menigte nasies maak. Nou Abraham is die vader van die vaders. Hy is 'n vader van baie dinge, baie beloftes. So hy is die vader van 'n menigte nasies. Ons gaan nou nie daarna kyk vandag nie, ons het laasvlugtig daarna gekyk. Verder het God aan Abraham gesê, maar jy moet, dis die voorwaarde, my verbond hou. Jy en jou nageslag na jou, van geslag tot geslag. So dis jou verantwoordelikheid, Abraham, ek sal dit doen, maar jy moet dit oordra aan jou kinders, en hulle aan hulle kinders, en hulle aan hulle kinders, en hulle aan hulle kinders, tot en met Joshua, en dan word dit nog steeds oorgedra tot ek terugkom. Almal moet die verbond hou. Dit is my verbond, wat julle moet hou, tussen my en julle, en jou nageslag, wat manlik is onder jou. Al wat manlik is onder jou, moet besny word. Julle moet aan die vlees van julle vooruit besny word, en dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en julle. So daar's 'n teken van hierdie verbond wat Jahwe met hulle maak. 'n seentjie van 8 dae, dan moet onder julle besny word. Al wat manlik is in julle geslagte, die wat in jou huis gebore is, en die wat van enige vreemdeling met geld gekoop is, wat nie van jou nageslag is. So alles wat aan Abraham behoort, nou ons is nie meer in die situasie van slawerny, waar ons slawe het wat jou eiendom is. Maar alles wat aan Abraham behoort, die moes besny word. Nou ek het al baie keer die vraag gevra, hoekom 8 dae? Hoekom 'n seentjie van 8 dae oud? Want Vader het hierdie alwetendheid en hierdie wysheid. Nou die wetenskap vang nou so bietjie op, en dis wat hulle sê. Circumcision on the 8th day is considered medically optimal due to the peak levels of vitamin K and prothrombin, and ensuring better blood clotting and reducing bleeding risk. It is also widely practiced for religious purpose. The Jews, they call it bar milah. So God het geweet op die 8ste dag, bloei jy die minste, die bloeding stop en stol die vinnigste, so jy die minder risiko van infeksie, minder risiko van doodbloei en alle risiko's daaraan bestaan, op die 8ste dag. Goed. Abraham, die vader van die verbond, Genesis 17:23. Daarop neem Abraham sy seun Ismael en almal wat in sy huis gebore is, en dis vir my 'n interessante stelling. Net Ismael was in sy huis gebore. Daarom neem Abraham sy seun Ismael en almal wat in sy huis gebore is, behalwe as ons natuurlik sy huis verkeerd verstaan. Sy huis beteken almal wat saam met hom gebly het, almal wat deel was van hom. Almal wat manlik is, of manlik was onder die mense in die huis van Abraham.
en hy het die vlees van die vooruit nog op daardie selfde dag besny, soos God met hom gespreek het. Nou, ons gaan nie baie in detail praat nie, maar ek glo veral vir die mans, hierdie is 'n sensitiewe area, sensitiewe saak, die. Nou vra ek maar net vir myself, en ek vra vir jou. As Jahwe vandag aan jou verskyn, en hy sê vir jou, ek wil 'n verbond met jou sluit. Almal wat manlik is in jou huis, nee, kom op manlik en vroulik. Almal wat deel is van jou nageslag, moet hulle linkerpunkie se naal uittrek. Wat gaan jy doen? Gaan jy sê, wyk, staan aan? Of gaan jy doen wat God sê? Ken jy sy stem? Dit daaroor. Weet jy wie dit is wat met jou praat? En Abraham het geweet. Nou kom jy en jy gaan nou jou pinkie naal uittrek, en dis nie net joune nie, hoor, dit is al 2000 wat saam met jou is. Al jou kinders, al jou skoondogters, al jou skoonseuns, al hulle kinders, jou vrou, almal, sê, staan in 'n ry, hierdie tang is okay, ons trek gou die pinkie naals uit, almal van julle staan. Wat maak jy met die een wat nie gaan staan? Jy moet hom doodmaak. Okay. Julle, dis nie speletjies nie. Hoe ernstig is ons met die verhouding met Jahwe? Dis waaroor dit gaan. As hy vir ons iets sê en ons weet dis hy, doen ons dit of nie? Wat gaan jou ma sê? Wat gaan die buurman sê? Wat gaan die kerk sê as die hele familie sonder pinkie naals loop? Net 'n vraag wat ek vra. Hoe is ons verhouding met Jahwe? Kom maar eers. En kan ons sy stem hoor natuurlik? En Abraham was 99 jaar oud toe hy aan die vlees van sy vooruit besny is. En sy seun Ismael was 13 jaar oud toe hy aan die vlees van sy vooruit besny is. Die teken van die verbond is uiterlik besnydenis onder die mans natuurlik. Stel weer weg. Okay. Almal wat manlik is besny. Almal wat die nageslag van Abraham is of wat aan hom behoort het. Wat is kortliks die omvang van die verbond? Baie kortliks, daar is baie meer detail waar ons kan gaan. Jahwe is Abraham en sy nageslag, insluitende Christene en Messiane, hulle God, hulle elk. Dis deel van die verbond. Ek is jou God, jy is my volk. Dis die verbond. Alles wat 'n God doen, sal ek aan jou doen. Alles wat 'n volk moet doen, moet julle aan my doen. Baie kortliks. En die mense, sy nageslag is dan God se volk. God gee, was baie meer, maar hy gee beskerming, voorsiening, seëninge, finansiële vooruitgang. Hy gee grondgebied, vrugbaarheid van mens en dier. Uit Abraham se nageslag sal die mensdom geseënd wees. Dit verwys na Joshua. God sal jou seën in alles wat jy doen. God sal almal seën wat jou seën. God sal vervloek die wat jou vervloek. Geen vloek sal by jou tent kom as jy aan die verbond aan God gehoorsaam bly nie. Hebreërs 2:16. Want waarlik, hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer. Vader is besorg oor die nageslag van Abraham, nie oor die heidene nie. Oor die nageslag van Abraham. Dis wat die woord sê. Wanneer die heidene inkom, raak hy die nageslag van Abraham. Dan bekommer Jahwe oor hom, want nou is hy die nageslag van Abraham. Goed. Wie is vandag die nageslag van Abraham? Ek het net vinnig gaan kyk, want dit het toe my nou so 'n bietjie beweeg om net te kyk. Kan ek dalk kyk volgens besnydenis in die wêreld? Wie is die nageslag van Abraham?
Want ons weet nie almal wat die nageslags van Abraham besny nie, hulle doen dit ook vir gesondheidsredes en ander redes. En dan, ja, daar's 'n kultuurgroep wat dit doen en vir Satan, maar whatever. Goed, as ons kyk na the highest prevalence countries, 90% plus van die mans wat besny is, in die Midde-Ooste, Asië, is Iran, Irak, Israel, Palestine, Jemen, Indonesië, Saudi-Arabië. En dis volgens statistiek bewys waar Abraham se nageslag is. Onthou hy het die kinders by Isak, hy het nageslag by Ismael en Ketura se 6 seuns. En hulle almal doen hierdie gebruik. So almal in die Midde-Ooste, meeste in die Midde-Ooste is Abraham se fisiese nageslag. En hulle het voortgegaan om te besny. Want die verbond is met Abraham en sy nageslag, nie net met Israel. Nie net met Israel. Israel is die een wat gekies is waardeur die Messia kom. En Vader se groter plan is omrede Israel heeltyd sy broers wegstoot, kom ek as Messia, as seun van God om hulle weer in te bring, want julle wil hulle nie, maar ek wil hulle. Dis hoekom Yahshua gekom, sodat daai ouens kan inkom. Want dis wie Yahweh is. Maak nie saak wat ons sê en wat ons dink nie. Yahweh kies hulle, dan moet hulle inkom. Countries with high to moderate rates 50 to 90%, United States 80%. Dit was nogal vir my interessant. South Korea 75. Africa, South Africa 45. Nigeria, Kenya, Tanzania, Uganda, Democratic Republic of the Congo. Other countries, Australia and Canada. Goed, dit is waar die groot hoeveelheid mense is mans is wat besny is. Goed. Is Yahshua die nageslag van Abraham? Want hoekom is hy besny op die 8ste dag? Matteus 1 vers 1. Die geslagsregister van Jesus Christus, Yahshua Messiah, die seun van David, ben David, die seun van Abraham. So ons sien Yahshua is die nageslag van Abraham, dis hoekom hy besny is. Dit wil voorkom op Yahshua Abraham se nageslag is. Galasiërs 3:16. Nou is aan Abraham die belofte toegesê en aan sy saad, hy sê nie en aan die saade asof dit op baie sien nie, maar op een. En aan jou saad, dis Christus, dis die Messias. So die hele profesie, die hele belofte fokus tot op 'n punt op die Messias. Die een wat uit Abraham gebore gaan word. Die een deur wie die belofte gaan kom. Die Messias. Galasiërs 3:13. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Hoekom het hy dit gedoen? Sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in die Messias Yahshua. So dit wat Yahshua aan die kruishout gedoen het, dit wat Israel heeltyd weggestoot het, al die heidene nasies, want van die begin af was hulle nie instruksie gegee om hulle Torah te leer, maar het nie. Al daai nasies, Abraham se fisiese nageslag, plus al die ander heidene nasies, kan nou deur Yahshua die beloftes ontvang van Abraham. Die belofte van die Gees deur geloof. Daarom kan ons ook die belofte ontvang as ons aan Yahshua Messias behoort, want ons is die kinders van Abraham. Jy kan slegs die belofte ontvang as jy daai een se kind is, sy nageslag is. Geloofskinders van die Vader van geloof. Deur geloof word ons kinders, want Vader Abraham het deur geloof die belofte ontvang. Galasiërs 3:7. Julle verstaan dan die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. So dis baie duidelik as ek en jy deur geloof in Yahshua, deur geloof die woord bestudeer, deur geloof die verbond volg, deur geloof tot God nader,
is Abraham jou vader. Jy's 'n kind. Daarom dan moontlik hierdie openbaring deur Saul, hoofstuk 3 vers 29. As julle, ek en jy, aan die Messias behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. So as jy sê ek is 'n kind van God, as jy sê Joshua is my meester, as jy sê ek behoort aan Joshua, dan is jy die nageslag van Abraham. En dan kan hy beloftes oor jou kom. Ons sien die beloftes van die verbond en ons sien ook voorwaardes van die verbond, want jy moet daai voorwaardes nakom. Dan is daar ook 'n teken van daai verbond. En dis hier waar dit 'n bietjie sensitief raak. Die besnydenis is die teken van daai verbond. Genesis 17 vers 9. Verder het Elohim aan Abraham gesê, maar jy moet my verbond hou, jy en jou nageslag na jou van geslag tot geslag. Nou as ek nou deur Joshua die nageslag is van Abraham, moet ek mos nou die verbond hou. Dit is my verbond wat julle moet hou tussen my en julle en jou geslagte na jou, almal wat manlik onder julle is, moet besny word. Eerste vlak Openbaring, straightforward. As jy aan Christus behoort, as jy aan Jesus behoort, as jy aan Joshua behoort, hoe jy die naam wil noem, is jy die nageslag van Abraham volgens getuienis uit die woord uit. Jy kan nie daar verbykom. En daarom word daar vir jou verwag as jy 'n man is, moet jy besny word. Tweede vlak Openbaring, want daar's altyd meer as een Openbaring. Tweede vlak Openbaring, gelowiges in Joshua is die geestelike nageslag van Abraham. En daarom moet ons in die hart besny word. Dis 'n diepere vlak van Openbaring. Maar dis 'n Openbaring, dit staan nie so in die woord nie, maar dit is nog steeds ook waar. Romeine 4 vers 12. En ook 'n vader van die besnydenis vir die wat nie alleen uit die besnydenis is nie. So Abraham is die vader vir die besnydenis, nie net die wat uit Israel is nie, ook vir die heidene is hy die vader van die besnydenis. Maar ook die wat wandel in die voetstappe van geloof. Vir almal wat in geloof deur Joshua gaan, is hy die vader van die besnydenis. Nie vader van geloof nie, dit ook, maar hy is die vader van ten minste 4 goed volgens die woord. Van ons vader Abraham toe hy nog onbesnede was. So dit wil sê gelowiges in Joshua, deur geloof kyk hulle op na vader Abraham, wat die vader van geloof was toe hy nog nie besny was. Maar het Paulus nie gesê dat as jy jou besny Christus vir jou dan tot geen nut is? Dis 'n gedeelte wat ons ook baie keer hoor. Galasiërs 5 vers 2. Kyk, ek Paulus sê vir julle, dat as julle laat besny, die Messias, Christus, vir julle tot geen nut sal wees. So as jy jou laat besny, as jy daai vers net so lees, los Jesus, los Joshua, hy weet tot geen nut. Niks. Kyk. Maar is dit wat werklik daar staan? Dit wil dus voorkom of Paulus dit wel gesê het, julle want dit staan so geskryf, hy het dit gesê. Hy het dit gesê, dit staan so. So ons kan nie sê hy het dit nie gesê nie. As ons egter lees wat Paulus sê in Handelinge 16 vers 2 en 3, Paulus wil hê dat Timoteus, 'n seun van 'n gelowige Joodse vrou, maar van 'n Griekse vader, saam met hom op reis sou gaan. En Paulus het hom geneem en hom besny. Okay? Terwille van die Jode wat in daardie streek was. Want hulle het almal geweet dat sy vader 'n Griek, 'n heiden was. So hierso is 'n man wat inkom in die geloof in Joshua. Sy moeder is 'n Jood, sy vader is 'n Griek. So hy hoef nie te besny volgens Joodse gebruik nie. Hy hoef nie. Maar Paulus vat hierdie man en hy besny hom. So nou is Christus vir hom tot geen nut. So hy gooi eintlik daai man weg. Is dit wat Paulus doen? Nee. Ons moet die hele verhaal in konteks
gaan bestudeer. Daar's iets wat gebeur het, dis hoekom Paulus gesê het, as julle laat besny, is Christus vir julle niks werd. Wat het gebeur? En nou gaan ons gou daarna kyk. Anders het Paulus so pas 'n gelowige help gestuur. Hy het hom besny, Paulus. En hy was 'n nie Jood, hy was 'n heiden, wat tot die geloof gekom het. Beteken dit dat Christus vir Timoteus nou tot geen nut is nie? Dink jy so nie. So wat sê Saul in Galasiërs 2 in konteks met die gebeur? Onthou, wanneer ons veral Paulus se briewe lees ons 'n antwoord op gebeure. Daar's moontlik vrae wat deur persone gekom het of deur briewe gekom het. Daar's dinge wat probleme is en hy moet dit adresseer. So ons lees altyd net 'n halwe kant van die gebeure. Maar meeste keer is daar genoeg inligting daarin om vir ons te sien hoekom Paulus dit sê en dit sê en dit sê. Hoekom dink jy sê hy 'n vrou moet stil bly in die kerk? Hoekom? Maar vrouens nie in die gemeente praat nie. Daar was een wat nie kon ophou praat nie, man. Sy het alles oorgevat. En toe sê hy, jy moet stil bly. Sê vir daai vrou wat alles oorvat, sy moet stil bly, sy moet huis toe gaan, laat haar man haar gaan leer. Beteken nie alle vroue nie. Mens moet dit in konteks bring. So wat gebeur dus in Galasiërs 5:2 in konteks? Daar was mense soos vandag ook, hoe meer ek hierdie goede bestudeer, hoe meer sien ek valsleringe wat daar is. Valsleringe wat daar was, wat in die woord aangeteken is. So ons, wat aangekla word, ons leer vals. Of mense wat ons dink, hulle van teach vals, dis normaal julle. Dit was in die Bybel daar, dis nou daar, jy moet glo wat Vader sê, jy moet doen wat Vader sê, want jy gee rekenskap tot hom, nie wat die buurman sê nie. Dis belangrik. Daar was die wat Saul valslik beskuldig het. Handelinge 21 lees ons. En hulle is aangaande u, Saul, vertel, dat u al die Jode onder die heidene leer om van Moses afvallig te word. So hulle sê Moses, daar is die in die Sanhedrin, wat gehoor het, jy gaan na ons Joodse broers toe. En jy sê vir hulle hoef niks van Moses te doen. Hulle hoef nie te doen wat ons voorvaders ons geleer het nie, en hulle hoef ook nie meer te besny nie. Dis wat die lering was, die vals lering aangaande Paulus. Dis wat hulle gesê het, hy leer. Dat hulle kinders nie moet besny nie, en ook nie volgens die sedes moet wandel nie, dit wat ons van ons vaders ontvang het. Nou neem Saul 'n Griekse gelowige, wat hy besny, en hy vat hom saam met hom. Al daai Jode het hom geken, het Timoteus geken. Hulle het geweet sy pa is 'n Griek. Waar is daar 'n beter getuienis vir al daai manne wat Saul vals beskuldig? En hy sê, wat julle gehoor het is vals. Hier is 'n heiden wat tot geloof gekom het, en ek het hom besny. Hoe dink julle sal ek vir ons Jode sê ons moet nie besny nie? Hier besny ek 'n heiden wat nou tot die geloof. Daar's geen groter getuienis as dit. Hulle kon hom nie meer verder vra nie. Hulle het gesien wat hy doen. Hulle het gesien wat hy leer. Hulle het gesien wat hy glo. So daai het net daar gestop, daai valslering aangaande Saul. Maar daar was ander ook. Wat was nog een van die valsleringe? Handelinge 15 vers 1. 'n sekere persoon wat van Judea, dis die landstreek Juda, afgekom het die broeders, dis gelowiges in Joshua, geleer. As julle nie besny word volgens die gebruik van Moses nie, kan julle nie gered word nie. So daar het iemand ingekom wat moontlik 'n messiaanse gelowige was. Hy het vir die broers van die gemeentes, die heidene, mee gepraat en vir hulle gesê, julle moet julle laat besny. As julle nie laat besny nie, kan julle nie gered word nie. Redding. Hy het besnydenis vir redding geleer. Redding deur werke. Dis dan hoekom Saul vir ons sê, ek sê vir julle, as julle laat besny vir redding, Christus vir julle tot geen nut is. Dis wat Saul sê.
As jy dink jy besny jou en daardeur word jy gered, maak jy 'n groot fout. Dan is Yahshua vir jou geen nut nie, want hy is die een wat jou red. Sonder geloof in Yahshua kan jy nie gered word. So nou is daai gedeelte hopelik in konteks. Nou verstaan ons hoekom hy dit gesê het. Jy word gered deur geloof in die Messias. Hy sê dit vir ons, Saul, Efesiërs 2 vers 8. Galasiërs 2:16. Terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word deur die werke van die wet nie. Jy kan nie geregverdig word as jy jou besny nie. Jy kan nie geregverdig word as jy alles reg doen nie. Dit moet deur geloof wees. Maar alleen deur die geloof in Yahshua Messias, selfs ons het in Jesus Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word. Hy sê self ek wat 'n Jood is nie geregverdig in my besnydenis nie. Ek is nie geregverdig omdat ek die Torah doen nie. Ek is geregverdig deur die geloof in Yahshua Messias, omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig word. So Paulus probeer dit vir hulle verduidelik, dat hulle verstaan waaroor hierdie hele ding gaan. Hy verduidelik hier nog steeds die besnydenis, want in Galasiërs 2:3 sê hy, maar self Titus, wat by my was, nie gedwing om besny te word nie, hoewel hy Griek was. Nou daai vers kan ook weer twee kante. Eerstens sê hy, Titus wat by my was, wat ook 'n Griek is, het ek nie gedwing om te besny nie, hy het homself laat besny. Of hy kan sê, Titus wat by my was, wat 'n Griek is, het ek nie gedwing om te besny nie. Dis tussen hom en God. Hy moet die oortuiging kry of hy moet of nie. Ek dwing hom nie. Aanname Titus was ook besny. Dis hoekom hy dit ophaal in die hele gedeelte aangaande die besnydenis van Gentile gelowiges. Maar hy sê ek dwing hulle nie. Ek dwing geen mens. Ek maak nie 'n mens gehoorsaam aan die Torah nie. Dis 'n geloofsoortuiging tussen hom en Vader. Korintiërs 7:18. As iemand as 'n besnedene geroep is, hy moet die besnedenis nie laat verander nie. As iemand as onbesnedene geroep is, hy moet hom nie laat besny nie. Nou, eerste vlak Openbaring, fisies dit wat daar staan, as jy 'n heiden is wat ingekom is, moenie besny word. Maar is dit weer eens wat daar staan? Vertel net gou vir my, hoef nie hard te praat. Hoe gaan 'n man te werk wat reeds besny is om onbesny te word? Dis onmoontlik nie. So daarom gaan die vers nie oor die fisiese nie, gaan oor die geestelike. Want die man wat reeds besny is, kan dit nie verander nie. Hoe moet dit verander? Kan. As iemand as 'n besnedene geroep is, moet hy nie laat besny nie, hy moenie verander nie, ook andersom. So dit gaan nie hier oor die fisiese besnydenis, die fokus gaan van hierdie gedeelte gaan oor geloof. Dit gaan alles hier oor geloof. Geloof is dit waaroor. Geloof is belangriker of jy besny word of onbesny. Die belangrikste is, dit moet alles in geloof wees. Vers 19 sê, en die besnydenis is niks nie. En die onbesnedenheid is niks nie. Of jou pinkie nou af is of nie af is nie, wat het dit met jou verhouding met God te doen? Niks nie. Niks. Dit gaan oor die verhouding met God. Dit gaan oor geloof. Die besnydenis is niks nie. Die onbesnydenheid is niks nie, maar onderhouding van die gebooie van God. So hy sê of iemand nou 'n Jood is en of iemand nou 'n heiden is, want dis waaroor die besnydenheid gaan, as jy 'n Jood of as jy 'n heiden. Dit maak nie saak by God of jy 'n Jood is en of jy heiden is. Wat saak maak by God is dat jy doen wat hy vir jou sê. Dat jy hom gehoorsaam. Dis wat saak maak. Of jy uit die Jode is en of jy die heidene is, beteken niks nie. Maar die onderhouding van die gebooie van God, dis waaroor dit gaan.
Ons sien dat gelowiges in Joshua die nageslag van Abraham is, daarom die voorwaarde van die beloftes. Dit is dus elke man se verantwoordelikheid om self by God te hoor hoe hy die saak moet benader. Is daar skrifverwysing wat dalk vir ons sê hoe dit in die toekoms gaan wees? Want op die stadium sit ons in 'n situasie, ek is die geestelike nageslag van Abraham, ek hoef net in die afgesluit te word. En dis fyn as jy so oortuig is. En as jy oortuig is, ek is die fisiese nageslag, ek moet dan is dit ook fyn. Of jy nou Jood is of nie Jood is, dit maak nie saak nie. Gehoorsaamheid aan God is dit saak. Maar is daar 'n skrif wat dalk vir ons sê in die toekoms gaan dit nodig wees? Soos wat ons skrifte sien wat sê in die toekoms gaan die Sabbat gehou word, in die toekoms gaan die feeste weer gaan. Dan is dit net vir ons 'n aanduiding dat dit nie vir een of ander rede weg is of gestop het nie. Net soos wat die wette nie weg is en gestop het. Hierdie gedeelte speel af in die nuwe tempel. 'n Nuwe tempel word gebou. Joshua stel 'n priesterdom aan, die offers begin weer. Joshua is daar in hierdie tyd. Dis wanneer hy terug is. Wat speel af in hierdie tempel? Jesegiel 44 vers 9. So sê die meester Jahweh, geen uitlander, onbesnede van hart en onbesnede van vlees mag in my heiligdom kom. Van al die uitlanders wat onder die kinders van Israel is. As jy in Joshua glo, is jy kind van Abraham. Jy's nie nageslag, jy's nie uitlander. So as jy in Israel is, as jy in Joshua glo, is jy nou kind van Abraham. So hy praat hier met heidene wat nie in Joshua glo nie. Hulle sal nie in die tempel van Jahweh kan ingaan nie. Eers almal wat kan ingaan in die tempel, moet sy hart besny wees, hy moet in die regte verhouding met God staan, en hy moet aan die vlees van sy vooruit besny wees. Anders kan hy nie aangaan. So dis vir die toekoms. So dis 'n moontlikheid dat dit weer gaan gebeur in die toekoms. Ons sien dat God Abraham geroep het om God te volg en slegs op God te vertrou. Daar was moeilike tye, gevaarlike situasies, self hongersnode waardeur hy gaan. Elohim het Abraham egter daardeur gedra. Abraham word deur God gekies as die man deur wie die Messias, die seun van God, bestond. Deur 'n mens sodat die sonde van die mens en die wet van sonde vernietig kan word. Deur Abraham kan alle mense dus geseën word. God verseël die wat aan Abraham behoort, en so ook word die nageslag van Abraham verseël. En die belofte wat aan Abraham gemaak is, kom nou elke gelowige in Joshua toe. En daar is dan ook nog meer beloftes in Joshua wat ons ontvang. Meer as wat ons in Abraham kan ontvang. In die verhouding met die Vader van geloof, die Vader van besnydenis, die Vader van die verbond, die Vader van baie nasies, kan ons sekerlik baie dinge leer. Mag Vader ons, vir my en vir jou help om deur sy gees, om deur geloof te kan behaag. Om gehoorsaam te wees aan sy woord en te doen wat hy van ons vraag. Abba, ons loof en prys U, ons dankie vir U verhouding met Abraham. Ons dankie dat dit vir ons neergeskryf, gepen is. Ons dankie ook vir die openbarings wat Saul en ander leraars van die woord gehad het aangaande U verhouding met Abraham. En daarom vra ons dat U ons sal help om in Joshua een te wees met U, ons denke te vernuwe, saam met U 'n pad te stap, saam met U te wandel, ons geloof in U te bou, want geloof kom ook deur gehoor van die woord van Jahweh en om die woord te doen. Ons dankie daarvoor, ons gee U al die eer, Vader, in Joshua se naam, loof en prys ons. Amen. Ek weet nie of ek moet oopgooi vir 'n vraag vandag nie.